Kan ons u aandag kry asseblief? Die Jesus-trein het sopas gearriveer op Joy Radio Vaaloever ateljeestasie saam met professor Aubrey Burger en Jill Burger Howard op die lofprysing in God se woord platform met die aanbiddingslied Yahweh will manifest himself deur NBCFC. Yahweh.
We thank the Lord for manifesting Himself within our presence. Kom ons word stil voor ons almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, Vader, ons dank U vir ieder en elk wat U veilig saamgebring het op hierdie platform, op Joy Radio. En ons kom en versoek in nederigheid, dat soos het U self gemanifesteer het in ons teenwoordigheid, dat U ook as die drie-enige God 'n permanente woning in ons, rondom ons, met ons sal maak. En dat U teenwoordigheid in glorie ten alle tye saam met ons sal wees. Vader, laat ons gelei word deur die Heilige Gees met vandag se leerlingboodskap. In die naam van Jesus, soos daar opgeteken is in die woord, waar daar geskrywe staan, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat U, Vader, in alles verheerliken word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in ewigheid. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counselors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076-479-7517, or contact Jill at 074-689-6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan, 068-577-9817. Pastor Frikkie at KZN, 079-261-1332. There's Pastor Barry in Primrose at 074-089-7849. And then we welcome to the JCR MTS family, Pastor Chris and his wife Eldine Boyson, down there in PE. They can be contacted on 083-232-2442. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. I'm not forsaken, never alone. The God of heaven calls me His own. He's not just seated upon the throne. I know He's right here inside my home. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, He lives inside. Just go ask Daniel if our God will bring you out, and He will testify. He shuts the lion's mouth. Go ask those Hebrew boys if He'll stick by your side. They will identify the fourth man in the fire. They'll tell you, oh, He's in the room.
below, He's there. If I make my bed in hell, He's there. No matter where I go, He's there. Where can I run from His Spirit? He's there. Where can I go from His presence? He's there. Even in the deepest depths, He's there. No matter where I go, He's there. If I search the heavens high, He's there. If I search the earth below, He's there. If I make my bed in hell, He's there. No matter where I go, He's there. Where can I go from His Spirit? He's there. Where can I go from His presence? He's there. No matter where I go, He's there. No matter where I go, He's there. If I search the heavens high, if I search the earth below, if I make my bed in hell, no matter where I go, where can I go from His Spirit? Where can I go from His presence? Even in the deepest depths, no matter where I go. He's in the room. Oh yes, He's there. Yes, He's there. The presence of the Lord is here. He's in the room. He's in the room. Come on, let's do it again. If I search the heavens high, He's there. If I search the earth below, He's there. If I make my bed in hell, He's there. No matter where I go, He's there. No matter where I go, He's there. No matter where I go, He's there. No matter where you go, He's there. No matter where you go, He's there. No matter where I go, He's there. Everywhere I look, You're there. Everywhere I go, You're there. Everywhere I look, You're there. If I make my bed in hell, He's there. If I go to the utmost possible, no matter where I go, He's there. No matter where I go, He's in the room. I'll tell you. He's in the room. 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 Jesus is in the room. He's in the room. He's in the room. He's in the room. He's in the room. Just as Talisa, who was dead in that bed, when He walked in the room, He said, "Get up, get up, get up." When Jesus is in the room, you gotta get up, get up, get up. When Jesus is in the room, you can get up, get up, get up. When Jesus is in the room, you gotta get up, get up, get up. When Jesus is in the room, you gotta get up, get up, get up. 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 Get up, get up. Get up, 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 get up. He's in the room. 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 You gotta know it. He's in the room. Know it for yourself. He's in the room. He's in the room. He's in the room. When everybody else walks away, He's in the room. He's gonna stay right there. He's in the room. 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 I remember right around the year 2012, I would go out and I would minister. Chandler was just talking about it. I would minister to people and I would watch them be healed, set free, and delivered. And I would go home for days in the dark, under the covers with the curtains closed. I was plagued by depression and rejection. And the main thing the enemy would try to tell me is that I was alone. He would say, yeah, you do all of that. And if you were to die today, they would find another Tasha. Let me tell you something. This is the testimony. I remember being in that dark room. I remember the curtains closed. It was so dark that my roommate, who was my cousin at the time, she came and she told me, "Tasha, I can't take it. I got to move out." She left and went to one of our family members' house. Dark place. I was in that dark room crying in my bed. And the Lord came to me
He said, Tasha, get up and wash your face. Because I'm never alone, no. I got up. He said, for one thing, he said, you've been calling it the wrong thing. You're walking around saying you're depressed. This is rejection. Depression is a branch off of the root of rejection. So you've been cutting off branches, but tonight we're going to get to the root. He said, this is what I want you to say every single day. I want you to look yourself in the mirror and you say, I curse the spirit of rejection. And I receive the spirit of adoption. And every single day I walked out my deliverance. I had a revelation then that I will never forget. That I'm never alone now. Never alone now. I'm gonna stay right. I'll stay in his arms right here in his safety. Hey, said I'm never alone. I'm never alone, he'll never forsake me. Hey, gonna stay right. I'll stay in his arms right here in his safety. Hey, said I'm never alone. 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 Jesus is with me. I'm never alone. 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 I'm never He'll alone. never leave me. 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 I'm never He alone. never leaves me. I'm never He'll alone. never leave me. I'm never alone. Never leave me. He's in the room. Sing it one more time. Say, oh, he's in the room. Sing it one more time. Say, oh, he's in the room. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross that river. I'll fight life's final war with pain. And then when death gives
way to victory. I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Onthou daai net so oomblikie. Ons het afgeskop met Brian en Katie Tolwald, Soundmind, gevolg deur Naomi Rein en Tasha Kopp se Enweroom, en hierdie laaste enetjie, Because He Lives, van Dr. Dani Botha. Nou is ons saam met hom stem sê, ja, because He lives, I can hold on to tomorrow, en alles wat daarmee gepaard gaan. Hoekom twyfel ons dan aan ons redding? Hoekom twyfel ons of ons werklik waar gered is? Nou ja, geliefdes, dit bring ons by deel 3 van twyfel. Ons het afgeskop so 2 weke terug met, wat sê die woord, van ons almagtige God en Hemelse Vader oor twyfel. En laasweek het ons gesels oor hoe kan ons, as ons twyfel oor ons verhouding met God, as ons twyfel daarin het, hoe kan ons dit oorkom? En vanaand vat ek om so 1 stapie verder. En ek vra jou, as jy aan jou redding twyfel, as jy sê, ja, ek was gered gewees, ja, ek het my lewe vir die Here gegee, maar ek weet nie, of ek eintlik werklik waar gered was nie. Ek twyfel nog so bietjie baie daaraan, of 'n klein bietjie daaraan, of wat ook al die geval mag wees. Laat my dink,
praat met 'n persoon, hulle vra vir die persoon, het jy Jesus al aangeneem as jou saligmaker en verlosser? En die persoon dink so 'n bietjie en sê, ja, ek het in die kerk groot geword. Ek was elke Sondag was ek in die kerk gewees. Ek sê vir hom, jy bedoel seker in 'n plek van aanbidding, daar waar die kerk by mekaar kom. Nee, ek was in die kerk gewees. Okay. Ek vra vir die persoon, ek sê, maar het jy 'n verhouding met Jesus? Hy sê, maar ek is mos in die kerk, ek gaan nog steeds kerk toe wanneer ek kan en so aan. So, ek moet seker 'n verhouding met hom hê. En jy kan hoor, hier kom die twyfel in die stem in. En jy kan sien die gesiguitdrukking, die oë en dit, en hoe die ratte begin draai, om te vra, maar, wow, het ek werklik waar? Het ek werklik waar? Maar geliefdes, kom ek troos jy daaraan. As jy ook nou vir jouself begin vra, maar het ek werklik waar 'n verhouding met Jesus? Het ek hom regtig waar, werklik waar aangeneem as my saligmaker en my verlosser? Wil ek een ding vanaand verseker. En ja, miskien word jy kwaad hieroor. Miskien wil jy my met al die skorrelgoed gooi en die sink ook nog daarby. Ons almal twyfel af en toe. Ons almal twyfel af en toe. En of jy twyfel en of jy nou nie twyfel nie, bepaal nie of jy 'n Christen of 'n Godskind is nie. Want as jy ontrou is aan God, en baie kere is ons in elk geval ontrou aan God, is God nog steeds getrou aan ons. En dis nie wat ek sê nie. Dis wat ek het met duim suig nie. Nee, die woord van ons almagtige God en Vader sê dit vir my. 2 Timoteus 2 vers 13 maak dit duidelik. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God kan homself nie verloon nie. Maar ons doen dit, want ons kan. Want ons laat toe dat die vyand oorhand en oorvloed kry oor ons. Nou met daai inleidingkie, onthou ons WhatsApp nommer in die ateljee. 079-678-0510. Want ek weet daar's mense wat brand om sommer klaar in te spring. Want die volgende stelling wat ek wil maak is die volgende. Ons drie enige God. Ons drie enige God wil hê dat ons seker en vol vertroue van ons redding moet wees. Dat ons verseker daarvan moet wees. Dat ons heeltemal vertrou, sulke selfvertroue in ons het. Laat ons geloof nie sal val nie. Weer eens, hoor wat sê die woord. Romeine 8, vers 38 tot 39. Want ek is verseker dat daar geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons sy Here is nie. Die apostel sê so, ek weet verseker,
En hy sê, so moet jy ook verseker weet. Elkeen van ons. Dat daar niemand wat lewendig is, of enige wat dood is, of enige engel in die hemel. Enige owerheid, enige regering. Maak nie saak hoe hoog, hoe diep hulle sit nie. Maak nie saak wat se skepsel dit is nie. Maak nie saak wat se antichrist, antius, demoon, draak. Maak nie saak wat se ding nie. Kan ons skei van die liefde wat God vir my en vir jou het, deur sy seun Christus Jesus nie. En dan wil ek net 1 Johannes 5:13 byvoeg hierso. En dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. In die naam van die Seun van God, Jesus Christus. Geliefdes, daar is niks wat ons daarvan kan skei nie. Niks nie kan ons skei van die liefde van God nie, behalwe ons self. Behalwe ons self, elkeen onsself. Jy is die enigste ene wat daai skeidsmuur tussen jou en God se liefde kan insit. Want jy is die een wat wegtrek. Jy is die een wat jou rug draai. Jy is die een wat weghardloop. Die woord maak dit duidelik, daar is niks anders wat dit kan doen nie. Daar is niemand wat lewendig is nie, daar is niemand wat al reeds afgesterwe het nie, daar is nie 'n regering nie, daar is niks nie. Maak nie saak hoe diep hy lê, waar die diepte is of die hoogte is daarvan nie. Die wêreld hy maak dit seker, of enige ander skepsel kan ons skei van God se liefde nie. Ek en jy, ons is die wat ons self skei van God se liefde af. En daai liefde kom deur sy seun Jesus Christus. Deur Jesus Christus. Hoe breek 'n verhouding op? Hoe breek 'n verhouding op? Baie eenvoudig. Die een of die ander party draai hulle rug op een of die ander een. Hulle stap weg van mekaar af. Hulle verbrokkel alles. En dit is wat ons doen aan ons almagtige God en Vader. Ons verbrokkel die huwelik wat daar is. Ons verbrokkel die huwelik wat daar is. Ek en jy wat die bruid is, wat die bruidegom aanvaar het. Ons is die wat alles opneem, niemand anders nie. Geen dood of geen lewendig nie, is ek en jy. Ons wat ons ore uitleen, ons wat ons gedagtes oopmaak vir Satan en die duiwel en sy demone. Maar die Vader kom nog steeds en hy sê vir ons, dat elkeen wat in sy seun Jesus Christus glo, gered sal word. Gered sal word. Al het jy afgedwaal, kan jy weer gered word. Maar alleenlik deur Jesus Christus. En daarom kom ons by die alombekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. En hoor mooi wat sê Johannes hier vir ons. Hoor mooi hierdie sleutelgedeelte. Nie verlore mag gaan nie. God wil niemand hê moet verlore gaan nie. Maar ons, die mens, ons wat dink ons weet beter en ons baie meer wete. Want die moment is
iemand 'n dingetjie in ons oortjie fluister hier of daar of dat, dan kom daai twyfel mos in. En ons het al geleer in die 2 vorige gedeeltes, hoe Satan die duiwel gebruik maak van twyfel, om ons van God af weg te kry. En geliefdes, as jy nou op hierdie oomblik nog steeds sit, en jy sê maar, joh, ek weet nou nie so mooi nie. En nou net voordat jy uitlok, hoor, en sê, ag nee, ek is nie lus om hierna vanaand te luister. Net so 'n minuut nog. Die apostel sê vir ons in Romeine 10, verse 9 en 10. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hy sê nie daar nie, miskien nie. Hy gebruik geen iets anders nie, hy sê sal. Die King James praat van shall. Sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met jou mond bely jy tot redding. En daarom het ek persoonlik een twyfeling hoeveel mense werklik waar gered word wanneer hulle aangemoedig word om agter iemand soos die sinnersprayer, die sonde gebed agterna op te sê. En ek weet daar is baie wat nou met my gaan stry. Maar hoe anders moet mense tot bekering kry? Die probleem lê daarin dat Romeine 10, 9 tot 10 nie toegepas word nie. Daar word van die mense gesê, as jy gered wil word, if you want to be saved, repeat the sinner's prayer after me. Sê dit agter my aan. Hoeveel van die mense besef werklik waar dat hulle dit moet bely deur hulle mond met opregtheid wat moet dit uit die hart uitkom. Dit is nie net nog 'n resitasie wat jy opsê nie. Dis nie ringe rousie of so iets nie. Nee. Hierdie is ernstige dinge. En dit is waar daar dan agterna twyfel inkom te vra, is ek regtig waar gered? Het ek regtig waar redding ontvang? Want dit voel nie so nie. Want as jy nie in jou hart glo dat Jesus Christus werklik waar vir jou na die kruis gesterwe het nie, dat hy uit die dode opgewek is nie, en dit bely het met jou mond nie, hoor mooi wat ek vir jy sê, met jou mond nie in jou gedagtes nie, dan volgens my is jy nie gered nie. Want jy kom nie na wat die skrif jou sê nie, die voorskrif wat apostel Paulus vir ons duidelik maak nie. Want hy sê, jy moet glo, jy moet bely met jou mond, jy moet glo in jou hart. Hy sê, dan sal jy gered word. Dan sal jy gered word. En as jy onseker is vanaand of jy werklik waar gered is, maak jou Bybel dan nou oop. Daar by Romeine 10. Merk verse 9 en 10. Lees dit aandagtig. Vra die Heilige Gees om jou te lei met dit. Maak jou hart oop.
En net daar waar jy is, doen jy jou belydenis tot redding teenoor ons almagtige God en Hemelse Vader. En terwyl ons dit laat insink, kom ons vra vir Dr. Dani Botha om ons te lei met God of Heavens. En ons gaan dit opvolg met een wat van 'n album afkom, die 60 goue hartjie liedjies album af. Wat sê, sy bloed verlos uit Satans mag. En dan doen Dr. Dani Botha vir ons die ander ene, glo jy werklik dit wat jy nou gedoen het, en dat jy tot redding gekom het. Deel met my, 079-678-0510. Listens to the prayer of a righteous man. He hears the cry of the faithful one. He responds to the call of the needy and answers them. He promised to be close to the humble heart. He values the man who speaks the truth. He holds the hand of the lonely and comforts them. He's the God of the heavens, He's the God of the earth, God of the universe, God of my heart. All creation praise Him, the angels adore Him, His children declare Him as Lord and King. To the prayer of a righteous man, He hears the cry of the faithful one. He responds to the call of the needy and answers them. He promised to be close to the humble heart. He values the man who speaks the truth. He holds the hand of the lonely and comforts them. He's the God of the heavens, He's the God of the earth, God of the universe, God of my heart. All creation praise Him, the angels adore Him, His children declare Him as Lord and King. He's the God
the power in the cleansing blood. It avails for me, yes, for me. It's the power in the cleansing blood. It's the power in the cleansing blood. It avails for me, yes, for me. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Nou ja, ek het 'n boodskap hier gekry van Chris hulle afhaase in die baie en ek gaan vir julle speel, maar ek gaan hom nie nou antwoord nie, die vraag wat gevra word nie. En luister hierna en dan gaan ons hom 'n bietjie later antwoord, want ek wil graag hê u as luisteraar moet deel word hiervan. En ek sou graag julle antwoorde ook graag wil hoor op hierdie baie interessante vraag. Onthou ons nommer 079 678 0510. Pastoor, baie dankie vir 'n wonderlike program. Ja, ek dink dit is nogal 'n dingetjie. Hoe weet 'n mens regtig? Die vraag wat by my nou opkom, miskien kan jy dit 'n bietjie verder praat daaroor is. Nou wat van daai mense wat by Jesus gestaan het, na hulle nou dood is en dit, en hulle sê maar ons het demone uit mense uitgedryf in u naam, ons mense gesond gemaak in u naam, maar Jesus sê vir hulle gaan weg van my af. Ek het julle nooit geken nie. Wie is daardie mense? Baie interessante vraag, né? Wie is daardie mense? Nou kom ons hoor 'n bietjie wat dink u wie is daardie mense? Is jy miskien moontlik een van hulle of ken jy iemand wat moontlik een van hulle is? Jy weet, ons is mos baie vinnig om te oordeel. En die twyfel rond te gooi ook. So laat weet my 079 678 0510. En dan gaan ons nou 'n bietjie daaroor gesels. Want jy weet in teendeel, ons almal van ons sondig. Ons pleeg sonde. Ons het almal goed gedoen al in ons lewens en ons doen dit nog steeds. Wat nie aan die heerlikheid van ons almagtige God voldoen nie. Romeine 3:23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Want almal het gesondig. Met ander woorde wat dit eintlik vir ons sê, ons almal verdien die dood, die geestelike dood. En ons is vir almal veronderstel om vir ewig afgesonder te word van God af. Ons verdien nie om in die koninkryk te wees nie. Want Romeine 6:23 maak dit tog vir my duidelik wat sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Maar God was ons so genadig, vir elkeen van ons. Hy het ons so lief, of jy 'n sondaar is, of jy 'n geredder is, het hy jou nog steeds lief. Dat hy vir ons die perfekte offer gegee het, om in ons plek te sterwe. En ons straf te neem. Die straf wat ek nie eintlik verdien. Romeine 5:8, maar God bewys sy liefde
tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En nou kom daai gedeeltetjie in wat ek so baie van praat. Once saved, all saved. Want almal wat glo is gered en sal mos vir ewig lewe, is dit nie? Ja, as jy gered en jy bly gered, sal jy vir ewig lewe in die koninkryk van God. Maar dan moet jy gered bly. Dan moet jy gered bly. Dan moet jy nie sonde pleeg nie. Nie is het teeny, winnie, ietsie bitsie teeny one nie. Jy moet soos Jesus wees. Sonder sonde. En jy moet lewe soos Jesus, sonder sonde. Jy moet nie begeerlik raak nie. Jy moet nie oorspel pleeg nie, jy moet nie dronk raak nie. Jy moet nie mense vloek nie, jy moet nie mense skel nie, jy moet nie mense met afskie behandel nie, jy moet nie skinder nie. Jy moet nie daai ou daar wat hier voor jou inswaai op die pad, middelvinger wys met gevleelde woorde nie. Want ons doen daai goede. En die ergste is, ons vra nie vergifnis daarvoor nie. Ons is nie eens jammer ons doen dit nie. Ons is nie jammer ons verloor ons hier meer nie. Ons is nie jammer ons skree en skel en vloek op ander of op die kinders of op die hond of die kat nie. Ons dink is maar ongesiens, want baie keer is ons agter geslote deure, maar God weet dit. God weet alles, God sien alles. Hy is bewus van elke liewe ding wat in ons lewens aangaan. God het sy enige gebore seun vir hom gestuur, sodat hy kan sterf vir my en jou se sondes, sodat ons gered kan word. En dan beteken dit mos nou nie, as ons soos ons gelees het in Romeine 10 vers 9 tot 10, dat ons nou bely het. Ons bely ons sondes en ons bely dat Jesus Christus vir ons gesterwe het. Ons bely dat hy, en dan ons sê ons glo dat hy die dode opgewek is en dat hy opgestaan het, dat hy gegaan het om plek vir ons voor te berei. Ons glo dat ons is gered, ons sondes is vrygespreek, want die woord van God sê ons so. Want ons glo ons nou in die hart tot ons geregtigheid. Want ons het ons nou bely met ons mond vir ons redding. Maar dan gaan ons nog steeds en ons pleeg nog steeds sonde. Want daar is in my oor gefluister, as jy nou eers gered was, is jy vir altyd gered. Jy hoef nie weer te worry daaroor nie. Nou geliefdes, as jy nog daai denkwyse het op hierdie stadium, vra ek jou asseblief, raak ontslae daarvan. Soos dan nou. Soos dan nou. En vra vir die Vader vir vergifnis, omdat jy nie gevra het en gebid het vir wysheid, sodat jy reg kon gehelp gewees het in daai onkunde van jou nie. Want hoeveel sondes het jy intussen tyd al gepleeg, wat nou al opgehoop het, wat jy nie voor vergifnis gevra het nie. Onthou net, jy kry alleenlik vergifnis, wanneer jy vra daarvoor. Jy moet vra daarvoor. Want die duiwel kom en hy sit daai twyfel in jou en sê, man, jy het dit nie nodig om te doen nie. Jy was mos nou al klaar gered, so jy kan nou net weer 'n lekker jol lewe hê. En nou kom hy twyfeling in jou redding. En as hy twyfeling in jou redding inkom, dan pas maar weer Romeine 10, 9 tot 10 in jou lewe toe. En ek weet, baie mense gaan nou vir jou sê, nee, jy moet dit nie doen nie. Want hoeveel keer wil jy Jesus kruisig? Ja, ek vra ook, hoeveel keer wil jy hom nog kruisig?
Maar jy weet, God het ons so lief, en het hierdie wêreld so lief, dat hy hom gestuur het, om het op hom te dra. Oor en oor en oor. Want God wil niemand in die hel sien nie. Jy weet, ons twyfel in dinge. En dit is menswees. Ek weet dit, ons twyfel. Maar apostel Paulus sê nog steeds, sê in elk geval nog vir ons, nog steeds in 2 Korintiërs 13 vers 5 die volgende. Ondersoek julle self of julle in geloof is. Hy sê ondersoek jouself of jy nog steeds in geloof teenoor God staan. En dan gaan hy verder, hy sê stel julle self op die proef. En dan sê hy verder vir ons, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. En dit is waar die twyfel mos vandaan kom. Want ons is nie seker of Jesus Christus in ons is nie. En dit is waar die twyfel lê. Ons is nie seker, het ek 'n verhouding met Jesus, of is ek maar net 'n kennis van hom nie? Of is ek in 'n werklike, opregte, eerlike verhouding met hom? Geliefdes, ons moet onsself toets, om seker te maak, dat Jesus werklik ons verlosser is, en dat die Heilige Gees werklik in ons is. Werklik in ons is. En ek kom terug na daai vraag toe. As jy nou graag 'n vrees in jou lewe wil hê, dan is dit daai vraag. Hoe gaan jy voel? As jy glo jy het alles vir God gedoen. En jy kom daarso en Jesus sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy weet, jy kan op en af spring, jy kan bommele kiesies slaan, jy kan gesigte trek, jy kan maak wat jy wil, en jy kan allerlei woorde uiter. Maar ek het hande opgelê, ek het siekes genees gemaak, ek het dooies opgewek, ek het demone uitgedryf in dit. Maar dan hoor jy nog steeds die woorde, die in jou ore weer galm. Gaan weg, ek ken jou nie. Is jy daai ene wat dit doen terwille van jouself? Vir jou eie verryking? Dat jy so geword dat jy eerder 'n dienaar wil gedien word in plaas om te dien? Wat jy onder die dekmantel van om te dien eerder gedien word? Is jy daai een wat ook glo dat jy's te heilig om wat jou voet op die grond moet wees? Dat mense voor jou moet lê, wat jy oor hulle moet loop, of dat hulle tapuite vir jou moet uitrol? Dat jy kan nie jou skoene wil vuil maak nie. Dis daardie wat gaan kom en gesê gaan word, gaan weg, ek ken jou nie. Want jy het te goed geword om 'n dienaar te wees. Want jy wou net gedien word. En niks anders dan nie. Jy het van daai geword wat gesê het, as jy vir die gemeente sê, hy moet spring, dan moet hulle net spring, en hulle moet net vra, hoe hoog? As jy vir die gemeente gesê het, luister, ek sê vir julle, moenie worry wat iemand anders te sê nie, en ek gaan nou 'n baie kontroversiële voorbeeld gebruik. Ek sê vir julle, Kersfees is Jesus Christus se geboortedag. 25 Desember, dis hy daai.
Moenie worry wie enigiemand anders vir jou sê nie, dis hy daai. Maar pastoor, dit is nie in die Bybel. Ek sê vir jou, dit is Jesus se geboortedag. Dis 'n valse leerling. Dit is nie in die woord van God nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2, Nêrens kry ons in die woord wat Jesus 'n opdrag gee, dat sy verjaarsdag gevier moet word in die eerste plek nie. Sy geboortedag gevier moet word nie. Wat hy wel vir ons sê, wat ons tot nagedagtenis van hom moet doen, is dit wat aan die tafel gebeur het, in die nagmaaltafel. Doen dit ter nagedagtenis van my. 2 keer gesê, né? En daarom moet ons streef in ons heiligmaking ten alle tye, volgens die woord van God. Glo jy dat God bestaan, geliefdes? Glo jy werklik aan God? Glo jy werklik in sy woord? Glo jy werklik waaraan? Of doen jy dit net om in te wees met die clan, die klik? Want jy wil ook graag deel wees van iets. Want as jy in werklikwaar met jou hele hart en jou hele siel glo in geloof aan die woord van God, met al die argumente wat daar buite is, met al die twyfel wat daar buitekant rondgegooi word, dat die woord onwaar is, dat die woord onvolledig is, en alles wat daarmee gepaard gaan, soos wat ons omheidiglik ken, die 66 boeke. As jy werklik waar daaraan glo, met jou hele hart en jou hele siel, kan ek nie sien, hoe kan jy jou verlossing verloor, wat Jesus Christus aan daai kruis vir jou verkry het nie, wat hy aan daai kruis vir my gekry het nie, vir ons almal nie. Want dan is God mos die lewendige God. As ons werklik waar glo, in ons harte, in geloof, dat Jesus Christus na 3 dae opgewek is uit die dood uit nie. En dit bring my terug na Romeine 8:38 tot 39, bring my weer terug by die vers. En ek gaan hom weer vir julle lees. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. Ag, as ons net gaan kyk om ons, as ons net luister na die getuienisse, van dit wat God alreeds in mense sy lewens gedoen het, hoe anders kan ons dan as om te glo? Want as die Here jou werklik waar aangeraak het deur die Heilige Gees, toe jy sy seun Jesus Christus aangeneem het in jou lewe in, dan sal daar geen twyfel wees nie. Jy weet, ek sê altyd as mense my sê, maar ek dink nie daar is 'n God nie. Maar dan sien ek, en ek ondervind, en kom ek deel die met u, aangesien ons hiervan praat. Ek werk met 'n kliënt in berading. En dis nou seker omtrent 'n jaar aan. Joseph my kan sê, bietjie korter, bietjie langer, ek kan nie eens meer onthou nie. Maar die eerste dag toe die persoon by my instap, en reg oorkant my gaan sit, hande gevou voor die bors, wil nie praat nie. En die persoon sê vir my reguit, man, ek wil nie hier wees nie. Ek word gedwing om hier te wees. Ek sê nee, dis fyn, ons kan maar vir die hele sessie maar net sit en vir mekaar kyk.
Ja, maar ek sal eerder as sielkundige of 'n psigiater wil gaan sien. Ek wil niks met die woord doen nie, ek glo nie in God nie. Sê nee, dit is reg. Ek sê met ander woorde, jy glo aan evolusie. Ja, ek glo aan evolusie. So jy glo dat ons is afstammelinge van die ape. Dit is scientific bewys, sê die persoon vir my. Nee, is reg, fyn. Respekteer wat jy glo in dit. Maar, ek sê ook, luister, ek gaan nie die woord van die Vader in jou keel afdruk nie. Dit gaan ek ook nie doen nie. Jou vasmaak en 'n trechter in jou keel afdruk en hom in die woorde afgooi nie. Nee. Ek sê maar wat wel, as jy gaan besluit om aan te gaan nie, gaan jy hoor van God en God se liefde. Jy gaan hoor van Jesus Christus. Jy gaan hoor wat die woord sê. Ek sê, want ek kan nie praat sonder om nie daarvan te praat nie, sonder om nie van hoe wonderlik God is te deel nie. En sien geliefdes, soos ek ook altyd sê, as ons nie glo in God, as ons nie glo dat God nie is nie, dan oortuig die Heilige Gees ons dalk van die sondes wat binne in ons is. En dit spoor ons aan om ons te bekeer en met God te versoen, te word deur Jesus Christus. Maandag, as ek reg kon onthou, was dit laas maandag, toe ons weer 'n sessie het net voor ons klaarmaak, sê die persoon vir my, Pastor, I want to tell you something but I think you're going to be very pleased about. Ek sê, wel, kom ons kyk, vertel my eers. En hy sê vir my, I want to know God. I want to learn more about him again. Boom. Alle eer aan God, ons hemelse Vader. Want die saadjie was gesaai elke keer, en die Heilige Gees het die lewende water daarop laat drip. En so dit gaan stelselmatig gegroei. Sien geliefdes, baie keer gee ons dan maklik op, want ons twyfel. Ons twyfel of ons werklik waar gered is, of ons redding werklik waar van so 'n aard is, dat ons iemand anders na die Here toe kan lei, na Jesus Christus toe kan vat. Want die versekering moet ons een ding weet. Die versekering van ons verlossing kom van die wete af, dat sodra ons in Jesus Christus is, sodra ons 'n verhouding met hom het, kry ons die ewige lewe en die geestelike lewe. Maar dan moet ons mos daar bly ook, is dit nie? Dan moet ons daar bly ook nie. Daarom kom ons gaan nou, ons het net nie by hom uitgekom nie, daai van Dr. Dani Botha, glo jy? En dan doen ons Cornel Driesen, ons luister na hom ook, wees stil en weet, hy is die Heer.
Die vreugde van môre kan jou vriende op jou staat maak, kan hulle pyl trek op die leier van môre. Zwaar kry, sal opkyk na jou lewe, sal strewe om volle te lewe. O, glo jy nou in Jesus en verlang jy na die vreugde van môre, kan jou vriende op jou staat maak, kan hulle pyl trek op die leier van môre. Vriende, deel my vreugde en verlang na die sonskyn môre. Maak die waarheid jou sielsbegeerte om te lewe in sy lig. Vreugde en verlang na die sonskyn môre. Maak die waarheid jou sielsbegeerte om te lewe in sy lig. In jou donkerste dag sal hy daar wees, sal sy oor jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan, hy sal verstaan. Hy is die Heer. Wie stil en weet dat hy is heilig. Wie stil oor rustelose hart, buig en kniel voor hom neer, want hy is in beheer. Wie stil en weet hy is die Heer. Wie stil en weet hy is getrou. Onthou net hy het jou gered. Laat jou hart in vrede rus, van sy teenwoordigheid bewus. Wees stil. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy
wees stil, bly stil. Wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy is jou Vader. Kom lê jou kop neer op sy bors, voel hoe sag die ritme vloei, soos sy liefde vir jou bloei. Klop sy seun se diepste smaak aan die deur van elke hart. Wees stil. Wees stil en weet hy is jou Vader. Kom lê jou kop neer op sy bors, voel hoe sag die ritme vloei, soos sy liefde vir jou bloei. Klop sy seun se diepste smaak aan die deur van elke hart. Wees stil. Wees stil. Wees stil. Wees stil en weet hy is die Heer, né? Want die versekering van ons verlossing, soos ek voor die musiekbreek gesê het, kom van die wete dat sodra ons in Jesus Christus is, ons vir ewig veilig is. Maar, daar's 'n maar. Die ware reddende geloof word deur ons werke bewys. En dit bring my by Jakobus 2 vers 14 tot 26. Merk hom maar, skryf hom af, Jakobus 2 14 tot 26 en luister mooi. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen en in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Is waar, né? Net so ook die geloof, as daar geen werke het nie, in sigself dood, maar iemand sal sê, jy het geloof en ek het werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, of nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook geloof sonder die werke dood. Sê geliefdes, is maklik wat ons van mense sê, luister, jy moet glo dit gaan so en so wees, jy moet glo dit gaan regkom, jy moet glo jou finansies gaan verander, jy moet glo, die persoon sit sonder werk, hy het nie werk vir die laaste 10 jaar of wat ook al nie. Maar jy sê vir hom, jy moet glo, maar jy het moontlik iets wat jy kan doen, om vir hom 'n werkie of iets te gee. En dit is wat hiervan praat. Dit help nie dat jy sê, jy het geloof nie. Ja, jy moedig die persoon aan, maar wat is jou werke hierin? Wat is jou hand hierin? Wat God vir jou op jou hart gelê het, wat jy moet doen. God het nie net vir jou gesê, jy sê vir die persoon, hy moet geloof hê nie. Hy het moontlik vir jou gesê, luister, jy moet geloof hê, gaan soontoe en gaan doen aansoek daar, of wat ook die geval mag wees. En dit is presies wat hierdie gedeelte vir ons vertel hierso.
En dan moet die vrug van die Gees in jou wees. En wat is dit? Galasiërs 5:22 maak dit baie duidelik. Maar die vrug van die Gees is wat? Is liefde, is blydskap, dis vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daai is die vrug van die Gees. Dit moet in jou wees. Om hierdie werke ook van jou as bewyse te kan laat indien. En ek dink as ons hier na die kyk, na die vrug van die Gees, dink ek kan ons soms begin afsteek wat ontbreek ons hierso. En elkeen van ons, en ek praat altyd eers met myself, ek het al deur jare geleer, die almagtige God en Hemelse Vader sê nie vir my, doen 'n boodskap hieroor of doen 'n boodskap daaroor nie, as hy nie eers met my daaroor praat nie. As dit nie vir my ook van toepassing is nie, want elke liewe boodskap wat ek uitdra is van toepassing op my ook. Want jy sien geliefdes, die gebrek aan hierdie bewys kan soms ook die oorsaak van ons twyfel wees. Want skielik val die legkaarte nie meer in mekaar soos wat ons gedink het gaan in mekaar val nie. En ons begin wankel in ons geloof, ons begin twyfel in God, ons begin twyfel in ons redding. En ek los julle met die volgende. Het jy jou geloof in Christus Jesus geplaas? Het jy jou geloof daar geplaas? As jou antwoord ja is vanaand, is jou antwoord ongetwyfeld 'n groot ja is, 'n harde ja is, gooi dan die twyfel weg. Verwyder daai twyfel uit jou lewe uit nou en vertrou op God en God alleenlik. Punt. Niks anders dan nie. As jy Jesus Christus ken as jou verlosser, dan is jy sonder twyfel gered. Die woord maak dit ons baie duidelik. Maar as jy sê, nee, ek ken hom nie, glo dan in Jesus Christus. Glo dan dat hy die enige gebore seun van die almagtige God en Hemelse Vader is, wat hiernatoe vir jou gestuur is uit die liefde van die Vader uit, wat aan daai kruis van Golgotha gesterwe het vir jou sondes, wat na 3 dae en 3 nagte uit die dood uit opgewek is, wat opgevaar het daarna na die hemel toe, om vir jou plek te gaan voorberei het. Want die woord sê vir ons, en jy sal gered word, is dit nie? Dis mos wat die woord vir ons sê. En ek sluit af met die volgende boodskapie wat ek gekry het. Nou ja, dit wys jou vir jou, ek sit hierso, ek en Joel sit hier in hierdie plaasatelier vir ons, oudste meisie kan sê, luister daar in die kamer. En sy stuur hierdie boodskapie vir ons in, en ek wil met hom afsluit vanaand. En is nou in Engels, Markus 11:24, Mark 11 verse 24. Wat sê, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Glo en geloof dat jy dit ontvang het. Wat jy ook al sal vra in gebed, glo alreeds dat jy dit ontvang het. Daar moet geen twyfel in jou gebed wees nie. Geen twyfel, geen sins nie. So met dit ook die twyfel, moet jy twyfel of jy enigszins gered is nie. As jy jou lewe en jou hart vir Jesus Christus gegee het, en jouself toegewy het om 'n pad saam met hom te stap. En nie net 'n kennis van hom te wil wees nie. Amen. Ja, geliefdes, dit bring ons aan die einde van die program, want die belangrike ander gedeelte kom nou. Ons gaan nou tafel toe. En ek weet nie of jy tyd het vir 'n liedjie voor die tafel nie, maar dan sal dit Dr. Dani Botha se môre wees, en dan gaan ons tafel toe, en dan gaan ons afsluit. So, as jy nog nie reg gemaak het vir die avondmaal nie, het jy 'n paar minute, kry dit gou reg, en sluit dan by ons aan, by die tafel, saam met Jesus Christus.
more than life-giving food the hungry dream of. More than an eloquent word depends on a tongue. More than a passionate song needs to be sung. More than a word could ever say, more than a song could ever convey. I need you more than all of these things. Father, I need you more. More than magnet and steel are drawn to unite. More than poets love words to rhyme as they write. More than the comforting warmth of sun in the spring. More than the eagle loves wind under its wings. More than a word could ever say, more than a song could ever convey. I need you more than all of these things. Father, I need you more. Voordat hy weer kan vertrek, moet ons eers na die avondsmaal toe gaan, by die tafel gaan sit saam met die Vader wat hy wag, wat hy voorberei vir ons. En daarna kan ons op die gepaslike manier in gebed afsluit. En dan kan die Jesus trein ons gaan. Nou ja, geliefdes, as ons aan die tafel kom sit, die tafel wat ons so goed ken as die nagmaal, is in sy wese 'n verbodsmaaltyd. 'n Verbintenis tussen ons en Jesus Christus, wat ons elke keer vernuwe wanneer ons aan die tafel saam sit. Maar saam met dit kom daar 'n baie dringende en ernstige waarskuwing op. Want om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang,
moet ieder en elkeen van ons wat deelneem aan die tafel, moet ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit ons bekertjie uitdrink, of sodoende nie oordeel oor onsself te bring nie. 1 Korintiërs 11:27 tot 29 maak dit baie duidelik vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die skrif maak dit vir ons baie duidelik. Want die nagmaal is vir my persoonlik, en vir my familie, en vir die hele JCR MTS familie, en ek glo vir ieder en elke op, is 'n gedagtenismaaltyd mos. Jesus het tog immers gesê met die instelling van die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweedens is dit 'n waarborg, want Jesus gee vir ons 'n waarborg hierso. Hy sê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Sy liggaam verteenwoordig die brood, en die kelkie verteenwoordig ons bloed. Daarom is dit 'n plek van viering met ons as die kerk, ek en u, saam met ons lewende, almagtige God en hemelse Vader. Hoekom? Omdat dit een brood is en ons as ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. En daarom wanneer ons die tafel sit, moet ons weet dit verkondig aan ons toekomsverwagtinge. Want dit gee vir ons 'n versekering wanneer ons aan hierdie tafel elke keer kom sit, dat ons hemelse Vader een met ons is. En vir my, wanneer ek aan die tafel sit, is dit nie met 'n lang gesig nie. Dit is nie met asof iets swaar of 'n juk op my skouers is nie. Nee, dit is 'n vreugdefees. Ek weet almal vier dit met baie erns, en dit lyk vir hulle of dit die oordeelsdag is, maar dit is nog 'n vreugdefees. Hoekom? Want ons vier iets besonders. Ons bevier op 'n besondere wyse die vrug wat ons pluk na die lyding van Jesus Christus, sy sterwe en dan sy opstanding. En ons weet dat Jesus leef, want hy sit ons nou aan die regterhand van ons hemelse Vader nadat hy opgevaar het. Geliefdes, daarom die brood wat ons breek vandag is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer jy dit neem en dit eet, dink daaraan, glo en geloof dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus wat verbreek was, wat verniet, wat geskenk was tot die volle versoening vir al die sondes. En daarna het u dan die bekertjie van danksegging opneem. Dit wat die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus simboliseer. Wanneer jy dit neem om te drink, dink daaraan en glo en geloof dat dit verteenwoordig sy kosbare bloed, daai kosbare bloed wat vergiet is vir my en vir u, tot die volle versoening van al ons sondes. In my hart en my Geliefdes, siel is so kom verward. ons, raak nou stil voor die Vader, ieder en elk van ons. Ons sonder onsself af. Ons doen ons belydenis en die hart deur die mond in geloof. Ons lê dit aan God se voete neer, terwyl ons dan deelneem aan die avondmaal. Terwyl ons so heerlik met al die pad in die agtergrond luister na die nagmaal lied van Willie Joubert. Kom nou, saam met my, saam met jou, saam met almal teenwoordig, en ons neem deel aan hierdie avondmaal. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën
al die oorvloed binne my. Kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons raak stil voor die almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, barmhartige God en Vader. Met 'n hart van reinheid kom ons nou na U toe. Ons loof en prys U uit genade. En ons dank U, Vader, dat U Seun aan ons geskenk het as middelaar. Wat deur sy kruisiging, sy lyding, sy opstanding ons sondes op Hom geneem het, en sodoende ook vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons kom vandag, Vader, en ons dank U dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deelneem, wanneer ons aan die avondmaal gesit het, waaraan ons gesit het, Vader. Ons dank U dat ons geloof weer eens opnuut versterk is met die avondmaal vandag. Vader, laat ons ieder en elk deur die gebruik van die avondmaal ons daagliks in staat te laat stel om te groei in ons geloof, in ons enige gemeenskap met U enige gebore Seun, Jesus Christus. Ek bid dat al, Vader, dat dit deur die werking van die Heilige Gees, dat U goddelike doel met ieder en elk, met hierdie avondmaal wat ons nou genuttig het, bereik het. Ek weet en ek verstaan, Vader, dat Satan die duiwel kom en hy wil alles verwoes, vernietig, verslind. Hy kom en hy maak af of die avondmaal net 'n nuttigheid is. Daarom, Vader, kan ons ook net vir U sê dankie vir die waarskuwing wat U in die skrif en U boek en U woord vir ons gegee het, soos daar in 1 Korintiërs 11 van 27 tot 29 toe, Vader, sodat ons dit nie op 'n onwaardige wyse doen, enigsins enige tyd nie. En daarom kom ek op gesag van die woord nou, Vader, en ek tree op en ek tree in, saam met in die naam van Jesus, teen Satan die duiwel en sy demoniese magte. En ek verklaar dat dit waarmee hulle heilig besig is, tot niet verklaar word. Dat dit nou geen verder effek sal hê nie. Dat dit nou afgesterwe het. Dat daar weer
gesonde grense in plek gestel was, maar daar was weer terug in plek is, in die naam van Jesus, dat het geen verder 'n impak op u kinders se lewens sal hê nie. Daarom, Vader, in Jesus naam, kom ek en ek spreek lewe oor ieder en elk wat na my stem hoor en luister nou. Vader, lewe oor hulle gesondheid, verhoudings, verlovings, huwelike, hulle finansiële situasies en omstandighede, besigheidsondernemings wat u aan hulle toevertrou het, hulle werksplekke waarin u hulle geplaas het, ieder en elk se persoonlike, geestelike welsyn, maar as ook ieder en elk se geestelike, huislike welsyn, Vader, dat die lig nou weer sal skyn daar waar het al begin verdof het, dat het alles weer sal oplewe in die naam van Jesus. Vader, u woord verklaar, u wil ieder en elk van u kinders, wil u seën en beskerm. Geliewe luisteraars, my geliefde, geagte broers en susters, ons almagtige drie-enige God, seën en behoed u. Hy laat sy aangesig oor die verskyn en hef, gee aan die vrede. Ek kom nou en ek lê die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, op elke Godskind nou, om sodoende die Vader se seën en beskerming te ontvang. Ek spreek dit af, ek bid dit af, in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker, ons verlosser, die enige weg, die enigste weg, die enigste deur, waardeur ons tot die koninkryk kan beerwe. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, is tyd wat ons op die Jesus-trein klim. Die uurglas het nou heeltemal leeg geloop. Van my kant af en van Jos se kant af sê ons vir u baie dankie dat u ingeskakel was. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Joy Radio, jou reisgenoot saam met Jesus. Dan is ons weer terug saam met mekaar. Ons sê vir jou, wees veilig, wees geseënd. En ons groet jou met die volgende enetjie, 'n keerspel met onder andere al die kinders van God. Shalom. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verlei julle, want Jesus kom, die dag breek aan, laat alles staan. Verlei julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red.